Goeiemôre mense, ek het net so 'n kort boodskapie wat ek hier wil los. Dit is eintlik so half 'n herhaling, maar dit is iets wat my baie sterk op die hart druk. Ek is home alone vanoggend, my vrou en die kinders is windhoek toe. En ek het so 'n paar goedjies wat ek hier wil doen. Ek het 'n lekker koffietjie en 'n ouma beskuitjie nou geëet. En ek is baie bevoorreg om dit te kan doen. Mense, en ek het 'n baie belangrike boodskap. Ek gaan dit regtig waar probeer kort hou want ek het so 'n paar weke terug so 'n boodskapie gelos. Maar hierdie ding druk my baie swaar op die hart. Dit is so half 'n gemengde boodskap. En dit gaan oor vergewensgesindheid, maar dit gaan ook oor 'n paar ander goed. Nou ek wil sommer met die deur in die huis val en net sê gou-gou dat my ma het 'n sê ding gehad, het altyd gesê, dis 'n bekende sê ding, julle almal ken dit seker, die beste stuurman staan altyd aan wal. Die beste stuurman staan altyd aan wal en dan is daar 'n ander een wat saam met hierdie een gaan, 'n Engelse een wat sê too many cooks spoils the broth. Too many cooks spoils the broth. Nou ek is seker as jy Afrikaans is en jy het in 'n Afrikaanse huis groot geword of 'n boerehuis, sal jy presies weet wat hierdie spreekwoorde beteken. Sorry, ek sit sommer hier in my kombuis waar ek hierdie video vanaf maak, want ek het 'n paar dingetjies wat ek vandag wil doen. Ek is iewers hier op pad, maar hierdie is 'n baie belangrike boodskap wat ek wil bring. Ekskuus vir dit. En ek gaan ook die agtergrondmusiek by hierdie video speel nie, want ek wil hê almal moet duidelik hoor wat ek sê. Nou mense, ek het so 'n tyd terug vir ons selfde stukkie gedoen. Okay, wag, kom ek maak net eers my eerste boodskap klaar. So dit gaan oor my vrou vra nou die ander dag vir my, praat ek en sy oor die opdrag van Yeshua Messia. Voor hy opgevaar het hemel toe, sy heel laaste opdrag waar hy gesê het, gaan dan heen en maak disippels van alle nasies. Want dit is ter bespreking die alle nasies, want ek het ook altyd gedink dis alle nasies, maar kom ons los dit vir 'n ander dag, daai gesprek. Ek wil nie die Bybel verdraai nie. Daar is sekere goed in die Bybel wat klaar nie reg oor vertaal is nie. Okay, wat ek net wil sê mense is, en ek en my vrou praat toe en sy vra vir my, maar wat gaan ons doen om die evangelie te verkondig en wat gaan ons doen om hierdie goeie boodskap uit te dra? Daar is baie mense wat die Bybel nie ernstig opvat nie. Daar is baie van ons, ek was een van hulle wat in 'n huis groot word waar daar elke Sondag is daar kerk toe gegaan en daar's 'n bietjie Bybel gelees en ons het in die kerk getrou maar ons ken nie vir Yeshua nie, ons ken nie vir Jesus nie. Ons het nie 'n verhouding met hom nie. Twee mense kan mekaar net leer ken as hulle 'n verhouding met mekaar het. Andersins kan hulle nie, weet hulle nie hoe met mekaar te werk nie. En ek sê toe vir haar, maar want ons praat oor die selfone ding, het ek al baie gepraat, wat 'n ewel selfone is, en die selfone is 'n ewel. Dis 'n ontsettende ewel in hierdie dag en uur waarin ons lewe. Want elke kind het 'n selfoon wat al 10, 11 jaar oud is, of selfs 9 jaar, en die grootste gemors en drek en eksplisiete goed kan op selfone gekyk word, en allerhande onwettige en ongeruimdhede vind plaas op selfone, onder tieners en onder groot mense ook. Toe sê ek van my, ons kan die selfone mos gebruik ons kan die duiwel se eie wapen teen hom gebruik, soos hierdie video wat jy nou na kyk. Ek gebruik TikTok, wat allerhande gemors ook uitsaai, om die goeie boodskap uit te bring. Nou mense, ek het al op al my vorige video's gesê, dis redelik dieselfde mense wat my video's elke keer oor kyk, maar daar is hier en daar mense wat nog nooit van my video's gekyk het, en dis hoekom ek het op elke video amper sê, is, ek was 'n baie slegte mens, ek het 'n slegte lewe gelei, ek het gelieg en gesteel, in pornografie gekyk, in my drank gesuip, ek is geskei van my eerste vrou, die arme vrou kon dit nie meer uithou met al my gemors nie, en sy het gegaan. En so kan ek vir julle alles vertel van my lewe, ek gaan nog 'n getuienis bring oor alles wat ek aangevang het, maar ek was 'n slegte mens, en Vader het my uit die vuur kom ruk. Yeshua Messia het my die vuur kom ruk. Mense, as ek in my toestand doodgegaan het daai tyd, was ek reguit hel toe. Ek sal nie gered gewees het nie. Ek het geen respek gehad vir die mensdom, ek het geen respek gehad vir die mense nie, ek het geen integriteit gehad nie. Ek was skelm, ek was 'n dronkaard, ek was 'n baarvlieg, ek was 'n vuilbek. Ek was alles wat jy kan beskryf. Die enigste ding wat ek daarom nie in my lewe regtig gedoen het, is ek het nie dwelms en drugs gebruik nie, behalwe ek het so 'n paar dagga joints gerook, maar dis baie lank terug. Nou mense,
Ek wil net gou vinnig iets sê, want my boodskap is nou al klaar 5 minute en ek het nog nie by my boodskap uitgekom nie. En dit is, die beste stuurman staan altyd aan wal. Jy het hierdie ouens daar's nou mense wat vir my oordeel. Ja, ou Treiser, want my naam is mos Treiser, almal ken my as Treiser. Dis mos nou my bynaam wat ek al hoe oud was ek? 13. 13 minus 47 gee vir jou 34. Ek dra die naam nou al 34 jaar vandat ek 'n sot is. Want ek was in Mariental Hoërskool in die skool gewees en dit was my sotternaam want ek het rooi hare. Ja, ou Treiser sal nooit ophou sypie man, is 'n dronk lap daai. Waar sal hy nou ophou met sy dinge? Dis nou net weer hy het nou net weer duif gevang. Jy weet, hierdie verkleinerende godslasterlike dinge wat vir my toegesnou word. En ek sê kwaad daaroor en ek worry ook nie daaroor nie. Inteendeel, eintlik verstaan ek dit. Want ek het baie in die verlede opgehou rook en drink, so vir 'n maand of 3, 4, en dan het ek maar weer begin. En mense het later net nie meer geglo, jy weet, as ek vir hulle gesê het, ek het opgehou rook en drink, en ek het nou tot bekering kamma gekom en die goed nie, maar, mense ja, ek wil nie vanmôre daaroor praat nie, elke ou wat sy saak regmaak met God, en wat 'n radikale inkeer gehad het tot nigtering, tot God, sal weet wanneer hy weet, en hy sal weet dat hy weet, wanneer dit werklik waar so is. Nou ek hoef nie myself te verduidelik, want ek het skuld wat ek moet erken teenoor God en niemand anders nie. Nou weer eens, nou trek ons al by 6,5 minute en ek het nog steeds nie gesê wat ek wil sê. So, wat ek net wil sê is, jy wat na hierdie video kyk, wat so graag wil oordeel, wat so graag slegte dinge te sê het oor ander mense, wat so altyd jou mond vol het oor, hy is nou kamma bekeerd, maar hy vloek nog steeds, hy is nou kamma bekeerd, maar hy verloor nog steeds sy meer in, allerhande sulke goed, hou op met hierdie nonsens man, gaan staan voor die spieël en kyk na daai man of vrou daar in die spieël en praat met daai man of vrou, gaan maak jou eie bors oop, en kyk in jou hart wat daar aangaan. Want ek kan jou nie eendag help as jy voor God staan in die groot oordeel nie, en jy sal my ook nie kan help nie. Jy moet jou lewe regkry, jy moet jou dinge voor God regkry, ek kan jou nie daarmee, ek kan jou help met so 'n video, om vir jou te sê, kom tot jou sinne, stop, hou op syp, hou op pornografie kyk, hou op dwelms gebruik, hou op rook, jou longe en jou lewer opmors, stop met hierdie wêreldse dinge, hou op lieg, hou op steel, hou op disrespekvol wees teenoor jou vrou en bla bla. So ek kan jou vir jou sê, hou op daarmee. Ek het dit gedoen, ek was alles in die oortreffende trap. Maar ek kan jou nie oordeel. En sê ja maar Jannie en Sannie en Piet en Koos en Gert en wie almal, jy weet die ouens, hy's nou kamma bekeerd, maar my ouma, jy moet hom ken. As jy hom geken het. Dis die eerste gedeelte van my boodskap. Ek sê ek is so 'n gemengde boodskap. Mense stop om mense te oordeel. Kry jy jou saak voor God reg? Los die ander mense se dinge uit, of hulle nou skei en of hulle nou rondslaap, as jy regtig iets vir hulle wil doen, bid vir hulle. As daar genuine iets is wat jy graag vir mense wil doen, gaan op jou binnekamer en op jou knieë in jou binnekamer en dan bid jy vir hulle en dan vra jy, laat Vader hulle tot inkeer bring, laat Vader hulle oë oopmaak, laat Vader hulle harte verander, laat die Heilige Gees in hulle harte sal werk, en ek glo, ek het tot inkeer gekom deur gebed. Ek weet nie wie almal vir my gebid het nie, maar ek weet daar's mense wat vir my baie ernstig gebid het. Vir meer as 33 jaar. Dan die tweede gedeelte van my boodskap, en ek gaan nie weer die kamera draai nie, want ek het dit nou al gedoen, maar mense, hierdie ding moet julle baie mooi aan dink vanoggend. Gaan sit en dink mooi oor dit wat ek nou vir julle gaan sê. En dit kom in die Bybel, dit gaan oor vergewensgesindheid. En die Bybel is vol van, jy moet vergewe. Kom ons vat gou vir Yeshua, wat aan die kruis gesterf het. Ek en jy kan eendag die ewige lewe beerwe, omdat hy, wat geen sonde gehad het nie, wat niks verkeerd gedoen het nie, die allerwreedste, vieslikste dood gedood het, sodat ek en jy net op ons knieë kan gaan, en vra Vader, vergewe my. Vergewe my ongeregtighede en vergewe my sonde. Ek en jy kan dit doen. En as ons dit opreg doen en bedoel, en ons hou op om moedswillig te sondig, dan is ons vergewe. Nou hier staan in Matteus 18 vers 21 en 22 staan hier, waar Petrus na hom toe kom en sê, Vader, hoeveel keer moet ek my broer vergewe? 7 keer. Hy sê nee, 70 maal 7 keer. Nou wat impliseer dit? Dit impliseer vir my, impliseer dit,
Jy moet nooit ophou vergewe nie, eerstens. En tweedens impliseer dit vir my dat selfs daai goed wat jy nie kan vergewe nie, moet jy vergewe. Iemand wat jou oupa vermoor het, iemand wat jou pa doodgemaak het, of iemand wat by jou vrou geslaap het en jou hele huwelik en jou hele lewe omvergewerp het. Ek vat nou sommer net wille voorbeelde, rolle voorbeelde. Enige ding, iemand wat jou besteel het by jou besigheid, wat geld verduister het en jou, as gevolg van hierdie daad, het jou besigheid bankrot gespeel, jy het alles verloor, jy het jou huis verloor, jy het jou kar verloor, jy het subsequently het jy jou vrou verloor, want jou vrou wil nie meer by jou bly nie, want jy het niks, jy is op straat, of al, jy weet, 'n mens se kaarthuis kan so vinnig in mekaar val, en ek wens mense kan besef, ons lewe in 'n wêreld wat verganklik is. Want 100 jaar van nou af, mense, in 2126, sal niemand weet van hierdie TikTok video's wat ek nou maak het. Inteendeel, niemand sal eers weet van my bestaan nie, en heel waarskynlik ook nie van jou nou nie. Niemand nie. Ons is besig om geld bymekaar te maak, en huise bymekaar te maak, maar ek sê nie, daar is fout daarmee nie, jy kan dit doen. As jy die voorreg het om te doen, en jy die geld om dit te doen, kan jy dit doen. Maar onthou net, dit kom van God af. Jy moet vir hom dankie sê, jy moet dankbaar wees, en jy moet weet, ek moet weet, jy moet weet en ek moet weet, dat niks wat ons het, kom uit onsself, dit kom alles van hom af. Nou mense, my tyd is besig om uit te hardloop, ek gaan 'n kort boodskap los, hierdie boodskap is nou al klaar 11,5 minute. En dan die tweede gedeelte, en hierdie is baie belangrik, mense, gaan sit en dink mooi oor hierdie twee gedeeltes. Petrus kom na hom toe en sê, Vader, hoeveel keer moet ek vergewe? Jesus, hy sê vir Jesus, Meester, hoeveel keer moet ek vergewe? 7 keer, hy sê nie, 70 maal 7. En dan die modelgebed in Matteus 6, waar Yeshua sê, hy praat hier oor gebed van ydelle woorde, ydelle herhaling van woorde, waar mense sulke lang gebede bid, en goed herhaal, en soos 'n grammofoonplaat wat vashak, en dan sê hy, moet dan nie soos hulle word nie, want julle Vader weet klaar wat julle nodig het voordat julle hom vra. Dink jy God weet nie wat jy nodig het voordat jy begin bid nie? En tog wil hy moet na hom toe kom en vir hom dit vra. En dan die pragtige gebed van so moet julle bid. En Yeshua sê hier, so moet julle bid, onse Vader. Hy sê nie, julle moet sê Yeshua Messia, en hy sê onse Vader. Onthou wat het hy vir die ou gesê? Hy het gesê, toe die ryk jongman hom kom goeie meester, toe sê hy vir hom, wie's goed? Niemand is goed behalwe die Vader nie. Dit was Yeshua se woorde self. Toe die ryk jongman hom toe kom en sê, goeie meester, toe sê hy, hoekom noem jy my goed? Net een is goed, die Vader. So sy opdrag is, jy moet sê, as jy 'n gebed begin, moet jy sê, onse Vader. En dan ken julle die hele gebed, en dan sê hier in vers 12, en vergewe ons skulde soos ons skuldenaars vergewe. Nou vra ek jou, my vriend, en vriendin wat na hierdie video kyk, hoekom dink jy sal Yeshua dit nou in hierdie gebed sit? Kom, antwoord jy my nou. Hoekom dink jy sal hy van al die goeders, ek meen, hy sê hier, laat u koninkryk kom, laat u wil geskied, lei ons nie in versoeking nie, wat sin, dat al hierdie goed maak sin, dis pragtig. Verlos ons van die bose, want aan u behoort die koninkryk, die krag en die heerlikheid, laat die naam geheilig word. Maar hy praat hier van 'n fundamentele Christelike beginsel, vergifnis. Vergewe my, soos ek my skuldenaars vergewe. Die ou wat my besteel het, die ou wat my belieg het, die ou wat my vrou kom afvat het, die ou wat my dogter verkrag het, die ou wat my ouma verkrag het en na vermoor het, die ou wat al hierdie lelike dinge aan my gedoen het, moet ek hom vergewe. Dis wat hier staan. Hier staan, vergewe my soos ek hulle vergewe. Ek kyk so die ander dag, julle kan, die van julle wat Dr. David Jeremiah se video's nog gekyk het, die gaan kyk het 'n bietjie. Sy ou man, hy preek verskriklik mooi. Gaan luister 'n bietjie wat hierdie ou sê. Ongelooflike goeie boodskappe wat hy bring. Baie mense sal hel toe gaan. Een van Dr. David Jeremiah se boodskappe. Omdat hulle nie mense kon vergewe nie. Hulle het nie gesteel nie, hulle het nie gelieg nie, hulle het nie gesuip nie, hulle het nie pornografie gekyk nie. Hulle het eenkant gelewe, hulle was stil mense, hulle het nooit gevloek nie, hulle het nooit dwelms gebruik nie, hulle het nie gerook nie, hulle het niks gedoen nie. Maar hulle kon ander mense nie vergewe het wat aan hulle kwaad gedoen het nie. Dan sal jy nie hemel toe gaan nie. God sal jou nie vergewe nie as jy hulle nie kan vergewe nie.
Mooi dag mense.